Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre. Lekker om terug te kan wees, ja. Ek hoop julle Damesweek was nou baie lekker geweest met my afwesig. Ja, wel ek kan vir jou sê welkom terug. En ja, dit was onverbeterlik. Lekker om terug te wees. Baie dankie hoor, Els. Het jy ons gemis? Dit is eintlik die belangrikste vraag. Ek het, jy weet, dit was nou 'n lang week of sal ek sê 'n kort week, 'n lang naweek tussendeur als, maar hier is ons terug op die Dinsdagoggend en ek kan nie wag om die res van die week saam met jou te kan kuier nie. Dit was lekker. Ek was daar in die Noord-Kaapse wêreld. Ja, ag, Pragtig, ek plek kan nie wat my na in glo. die hart lê, ja. Mm. Wat het jy gesien? Man, ek het alles wat moois gesien en ek het die groen velde van die Noord-Kaap, as jy daar van Kimberley af, jy weet, Griquastad se kant toe, Prieskat toe, ek het die wêreld lanklaas so mooi gesien hoor, so, ja, nee, pragtig, so hoop nou maar net, ek weet ons wildseisoen en ook baie lekker jagekskursies plekke daar in die Noord-Kaap, en so dalk sal die bokkies bietjie vet wees vir hierdie jaar se jag. Wel, ek het familie daar in Kimberley, so ek dink dit is nou hoogtyd dat ek 'n bietjie ook verlof neem. Daar en sy, gaan daar kuier. sy. Ek Sê dink net so. wanneer jy wil gaan, ons staan jou skoene vol, of probeer. Nou ja toe. Goed, daar is 'n propvol program wat voorlê, Pieter. In vandag se program begin ons met 'n belangrike gesprek met professor Renata Skuman oor kinders se geestesgesondheid. Daarna is dit tyd vir sport saam met William Harmse en ons gesels oor die Marakele NTB Challenge. Michelle Lou deel velsorgwenke wat werk. Ons kyk ook saam met Santam hoe jy met slim begroting jou droomhuis kan bekostig. Verder gesels ons met die sterre van die The Jungle Book teaterproduksie en ons sluit af met musiek van Nicholas Lou en sy nuwe enkelsnit Ek en jy. Lekker, vol program, kan nie wag nie. Maar ek en jy is hierso so, ons kan Inderdaad. lekker gesels. Inderdaad, daar's weer 'n paar interessante stories waarby ons moet uitkom, nee, Baie, oggendpraatjies. Goed, so Malta, Europa se kleinste land, is een van die lande in Europa met die grootste hoeveelheid voertuie en verkeersopeenhopings en dit is glo 'n aanhoudende uitdaging. So die regering het egter met 'n plan om die verkeersuitdagings te verminder vorendag gekom. Nou hulle bied vir jong mense, 30 jaar en jonger, sowat R500,000 aan om hulle bestuurslisensie vir 5 jaar prys te gee. Sjoe. Die geld word oor die 5 jaar uitbetaal en elke jong mens ontvang dan elke jaar 'n deel daarvan. Maar indien jy voordat die 5 jaar verby is van plan verander en weer wil begin bestuur, moet jy die geld wat reeds uitbetaal is terugbetaal. Die idee is om mense, veral jong mense, daaraan gewoond te maak om sonder 'n kar oor die weg te kom. Die regering hoop dat dit sal help om minder motors op die pad te hê, besoedeling te beperk en dat mense meer op openbare vervoer sal staatmaak. En daar is reeds talle mense wat belangstel. Nou die eerste groot kwessie vir my is die feit dat jong mense nou beskryf word as 30 jaar en jonger. Daar Ek is sou nou wonderlik. amptelik nie meer deel van daai groep nie. Maar sal jy ooit jou bestuurslisensie prysgee? Vir daai geld, in 'n jong mense lewe, anytime. Nee, In 'n japtrap. In 'n japtrap, ons weet daar's genoeg van hierdie taksies, busdienste, Ja. treindienste, dalk nog meer gesettel al in Malta op hierdie stadium, maar in Suid-Afrika ewen, ek dink ek sal dit kan baas raak. Ek moet vir jou sê, ek dink in Europa veral, Ja. eintlik oorseese lande oor die algemeen, daar gaan miskien 'n paar lande wees wat 'n mens nou nie deel van hierdie lys kan maak nie, maar ek dink openbare vervoer werk so goed daar en dit is werklik die moeite werd om te pendel. Ja. In Suid-Afrika dink ek is daar nog baie werk wat ons moet doen, maar ek dink aan iets soos die geldtrein en dit is baie suksesvol. Verseker, dalk. So dit is 'n ek moet sê as ek daaraan dink, dan sal ek dit ook nogal sterk Maar oorweeg. R500,000, dink net gou-gou as jy intussen jou 20s, ek dink jy van 25 af gaan dat jy bietjie begin pla, want dan is 'n ou maar redelik ook in 'n werksomgewing en dan gaan jy bietjie meer moet ry. Ja. Of soos in ons geval wat vryskut werk doen, dan is ons baie meer aangewese op ons vervoermiddels en so aan. Maar ek sal dit nog steeds oorweeg. Ek seker daar sal 'n plan gemaak kan word. Daar is nou miskien vir jou 'n geleentheid om met 'n pendeldiens te begin, Pieter. Ja, ek dink nou net jy sê vir my 'n geleentheid om 500,000 aan te bied vir die jong mense. Ag, ons sal 'n bietjie met Everest en so moet gesels. Dit ook. Om Mense te weet hoor. nooit. Hoorie so maar in Suid-Afrika, nê, gaan die dinge ook natuurlik nou nogal lekker aan. Ja. Dinge wil nooit ophou nie, die paaie bly vol. Ek het deur 'n paar roadblocks gegaan.
Ja, Maar toe maar ek is veilig aan die ander kant deur. was daar nie probleme nie. Nee wat, nee, alles is op datum, alles is op datum. Hier by ons in Suid-Afrika beland steeds meer as 60% van afval op stortingsterreine. Bernie Swarts, adjunk minister van Bosbou, Visserye en die omgewing het laasweek Woensdag by die opening van die Waste. Verloor ek my plek, jy sien? I'm a wasted man. Alles wasem op. Dis lekker warm hier vanmôre. Ek's terug hier saam met jou. By die Waste Cargo konferensie in Bloemfontein sê dat indien niks verander nie, sommige stede binne 6 jaar moontlik gaan geen plek vir afval sal hê nie. Wil jy dit nou meer? Sy sê dat daar ernstig gepraat moet word oor hoe afval bestuur word en oor hoe herwinning meer prakties en volhoubaar kan wees. Die departement ondersteun terugkoopsentrums, bou herwinningsfasiliteite reg oor die land en probeer saam met informele en formele afvalwerkers werk. Die doel is om minder weg te gooi, meer te hergebruik en 'n sirkulêre ekonomie te bou. En Swarts het genoem dat daar vooruitgang is, maar uitdagings soos gemeenskapsbetrokkenheid en verandering van gedrag natuurlik die groot uitdaging bly. Ja, so nou vra ek vir jou. Ons is nou al so gewoond hoe om ons vullis weg te gooi en Ja, te sorteer ook. sorteer jy? Nee, ons het nie ons kompleks het nogal nie die sorteer. het nie daai gerief nie, as Ja. ek dit so kan stel. Maar dit laat my nogal dink. Ek dink ons is so skuldig daaraan soos wat van jou groter nywerheids industriële plekke en so aan dalk bietjie waste wat nie daar hoort nie, daar gaan weggooi. Ja, ek dink hulle is so 'n bietjie meer Gemaksigtigheid. skuldig. Ja, want Ja. ons is mos maar huishoudelik, ons is maar gewoond aan 'n plastiek hier en 'n papier daar of so. Maar ek dink hulle is nogal die ou wat die kop seer kan veroorsaak. Ja, en weet jy wat is vir my die ander ding? Ek het al by wel telke male by sinema 'n stuk grond verbygery en dan word daar spesifiek gesê dat jy nie jou afval daar moet gaan neerstort nie. En dan sien ek maar die mense doen dit wel. Hulle So, doen dit en nog dis waar die steeds. probleem begin, want Ek dink. een persoon wat dit doen, dis dan soos 'n sneeubal effek, Yep. nê? 100%. So, En ons mense is ook nogal partykeer bietjie moeilik, jy weet as jy nou by 'n afvalstortingsterrein kom wat byvoorbeeld net vir tuinafval gemaak is, dan raak die mense nogal 'n bietjie rooi onder die kraag as die ouens nou vir hulle sê meneer, maar jy kan dit nie hierso gooi nie. ja. Ja. Dink jy daar's enigiets wat 'n mens kan doen om mense so 'n bietjie meer aan te moedig om te herwin? Wat sou jy doen? Hoe gaan jy hulle aanmoedig om te herwin? Ek dink daar's baie veldtogte. Dis eintlik 'n baie goeie gesprek dink ek om te probeer vasstel of dit wel suksesvol is. What's next? Maar daar dink ek is die Kaap nou weer, ek wou nou ook gesê het, openbare vervoer in die Kaap werk net so goed, maar ek dink daar is die Kaap nogal 'n bietjie, is ons 'n bietjie voor, na aanleiding van hoe omgewingsbewus hulle is. So dalk maar net om meer gesprekke op Goeiemôre Good Morning daaroor te voer. Dis dalk Definitief 'n idee. daarvoor. Daar's en dan dink ek moet 'n ou bietjie kyk plekgewys, nê. Ek sien oral word grond beskikbaar gestel vir ontwikkeling, vir behuising of so. Ja. Maar 'n ou moet maar bietjie daaraan dink vir stortingsterreine ook en goeters wat regtig kan werk. Dis nogal ook 'n gesprek heeltemal op sy eie. Maar nou ja, ons is skoon aan hierdie kant en ons wil seker maak ons herwin en ons stort op die regte plekke. Bly jy egter net waar jy is vanmôre hier saam met ons by Goeiemôre Good Morning. Ons kuier net hierna verder met 'n heerlike propvol program soos Elsa dit nou met ons gedeel het. So, ons sien jou nou weer. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon.
en vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Welkom terug. Daar is nog heel wat voor lê, maar ons spring sommer dadelik weg met die res van vanoggend se oggendpraatjies. Nou 3 verdagtes het in die Muizenberg Landdroshof verskyn nadat hulle na bewering 'n bejaarde vrou met 'n misleidende aanlyn romanse van meer as 14 miljoen rand bedrieg het. Asanda Dwesini, Nompelo Vetman en Sean Gabriel Lewis het verlede week op aanklagte van bedrog en geldwasery in die hof verskyn. Die 3 verdagtes is op dieselfde dag deur die Bellville-eenheid vir ernstige kommersiële misdaad in samewerking met die Nasionale Intervensie-eenheid in hegtenis geneem. Volgens die woordvoerder van die Valke, Zinziani, het die beweerde misdaad tussen 2017 en 2018 plaasgevind en is 'n vrou in haar 70's geteiken. Nou die verdagtes het glo 'n vals profiel op 'n aanlyn webwerf geskep en het so die slagoffer gemanipuleer en haar laat glo dat sy in 'n egte romantiese verhouding was. Volgens Hani het die beweerde minnaar die slagoffer gelok deur boodskappe te stuur en haar te laat glo dat daar 'n werklike verhouding bestaan. Toe hy haar vertroue wen, het hy geld vir verskeie redes begin vra, soos mislukte reise of dringende boetes. Die slagoffer het geld na verskeie bankrekeninge soos deur die vermeende minnaar versoek oorbetaal. Hierdie soort versoeke was keer op keer gerig totdat die vrou agterdogtig geword het. Die provinsiale hoof van die Valke in die Wes-Kaap, generaal-majoor Matipa Makgato, het die publiek gewaarsku om versigtig te wees wanneer hulle by verdagte finansiële transaksies betrokke raak. Makgato sê indien enige iemand onseker is, moet 'n mens liewer nie voortgaan nie. Hy het ook slagoffers van bedrog aangeraai om onmiddellik hulle bank te kontak en die voorval by die naaste owerhede aan te meld. Ek dink wat vir my vreemd is om te dink, goed, jy val nou daarvoor, Ja. jy trap in daai slaggat, maar dit is vir my vreemd om te moet lees dat sy, jy weet, die geld wel oorbetaal het. Ek het nogal gehoor van mense wat al so in hierdie strikke geval het. En Ja. ek kan net nie verstaan nie. Jy het mos 'n 6de sintuig wat vir jou sê, something's not cooking. En in hierdie geval ontmoet jy ooit die persoon, jy moet tog mos iewers die persoon fisies kan ontmoet. Jy gaan mos nou nie net geld rondgooi hier vir iemand deur goedhartig te wees nie. So ek dink sy het ook maar skuld daaraan. Ek is bly hulle het die rampokkers gevang. Ja, daar sy. Want dis nogal mense wat as hulle een keer, ek meen, kyk net die bedrag waarmee hulle weggekom het. Is dit een persoon wat hulle nou met daar, of is dit nou verskeie saak? Was dit net die een persoon, Wel, 14 hierdie miljoen rand? spesifieke saak lyk my te doen met een persoon. Genigtig. Maar ek moet vir jou sê, wat vir my wel sleg is om te verneem dat hulle bejaardes so teiken. Dis altyd. Ek bedoel, dis 'n vrou in haar 70's en ek dink net in vandag se tyd, ja, het hulle maar maniere om 'n baie mooi prentjie te skets en
dan val 'n mens daarvoor, maar dit is vir my sleg. Ek is baie erg oor bejaardes Ja. en 'n mens weet dat sommige mense hulle as maklike teikens beskou. En dink jy nie ook bejaardes is nog makliker omdat hulle uit 'n generasie uitkom wat hulle mense baie meer vertrou het Ja. as wat ons deesdae kan doen, jy weet. Ons is baie meer agterdogtig. Ek wil amper altyd ek dink wat 'n swakke ding geword het vir ons is omdat jy mense nie meer vertrou, dan is daar regtig mense wat jy kan vertrou, maar jy staan nog steeds 'n bietjie terug want jy wonder altyd oor stories soos hierdie en ek dink dit is hoekom die bejaardes ook daarvoor val en goeters, maar shame man. Ek dink jy maak 'n goeie punt. Ek dink nie hulle is naaste by so agterdogtig soos wat ons in Glad vandag se tyd is nie. Glad nie. Maar ons hoor gereeld van hierdie soort misdaad en ek dink dit is belangrik om eintlik daai gesprek aan die gang te hou, jy weet. Ek weet nie of jy al gesien het nie, maar baie keer nou deesdae die veral die banktoepassings. Ja. Daar's gereeld waarskuwings wat verskyn 100%. en jou herinner aan die feit dat jy nie inligting moet deel nie of dat hulle nie noodwendig sal skakel vir persoonlike inligting wat jy oor die telefoon deel nie. Ja. So ek dink is maar net belangrik om jouself die hele tyd daarvan te vergewis. En as enige iemand vir jou geld vra wat jy nou maar nog nooit in jou lewe gesien het nie, wat nou nie 'n familie of 'n regte close friend is nie, dan moet jy ook weet, nee, laat die rooi liggies aangaan. Iewers is iets nie pluis nie. Ek meen as iemand vir my gaan geld vra, so gaan ek dink al klaar 2 keer daaroor wat seker goed en sleg is. Maar nee man, jy kan ons nou weet. I love you, maar hoorie, ek net gou ek het 'n mislukte vakansie, kan jy my help? Nee, dan moet die rooi liggies aangaan. En dit is vir my interessant, want ek dink daar is baie meer mense as wat 'n mens besef wat deesdae op hierdie sogenaamde online dating platforms is. Die mense is lyk my eensaam. Ja, want die tydskrifte en die koerante word nie meer gedruk nie, so die hoekie vir eensaamheid is nie meer daar nie. Dis en daar's nou 'n probleem. Ons moet dit takel. Ons gaan Ja. vir die mense moet laat weet dat daar weer so iets begin word. Nee, maar ek in alle erns, dit is vir my nogal dis sleg dat dit so half die rede geword het na aanleiding van hoe hulle mense kan vang om in daai strik te En ek dink die mense wat daai toepassings ook reguleer en goeters, jy weet, dit gaan maar oor die tyd. Hulle kan nie na die tyd gaan polisieman speel om te kyk wat is die gesprekke tussen die mense en die dits en die waaroms en die hoekoms en goeters nie. So ja, 'n mens moet maar net wykie wees. As jy jouself gaan oopmaak om deel te word van so 'n app en goeters, dan moet jy maar net jou mense kennis en daai 6de sintuig van jou gebruik. Julle dames het mos 'n 6de sintuig baie meer as die manne. Nie waar nie? Ek sê vir jou, maar nou ja, hier is die vrou nou geteken. So ek dink ook maar net, jy weet, op die einde van die dag is dit dit laat my net dink. Ek dink aan iets soos kunsmatige intelligensie ook wat dalk al hoe meer 'n probleem gaan wees op hierdie soort platforms, want ek dink dit is net baie maklik weer eens om 'n profiel te gaan skep met 'n foto wat jy kan manipuleer soos wat jy wil hê dit moet lyk. Ek wou amper gesê het kom ons gaan toets dit, maar ek wil nou nie krimineel raak nie, jy weet. Kom ons los maar die kriminele aktiwiteite. Nee, Goed. vat hom, cheers. Op hierdie een oggend wat ek dan nou gered het. Cheers op daai enetjie, baie dankie. Allah kragtig ons. Nee, wees wakker asseblief. Nee, wat Pieter, ons het darm nou nie daai online dating platforms nodig nie. Ons het wel een platform waarvan jy wel moet weet, eintlik 2, ons sosiale media platforms en ook ons YouTube kanaal indien jy weer na enige gesprekke wil gaan kyk. Nou ja, ons gesels net hierna oor die geestesgesondheid van kinders, 'n belangrike onderwerp waarvoor jy beslis ingeskakel moet bly. Ons is nou weer terug. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vernoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit.
Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Onlangse berigte toon dat 1 uit 5 Suid-Afrikaanse kinders probleme met geestesgesondheid ervaar, maar slegs ongeveer 10% toegang het tot die sorg wat hulle nodig het. Dit roep ernstige kommer op, nie net oor gesondheidsorg nie, maar ook oor kinders se regte ontwikkeling en toekomstige welstand. Ons gesels vandag met professor Renata Skuman, 'n psigiater, akademikus en geestesgesondheidsaktivis. Sy het jare se ervaring in die werk met kinders en speel 'n aktiewe rol in die ontwikkeling van beleid en die bevordering van bewustheid rondom geestesgesondheid in Suid-Afrika. Prof Skuman, hartlike goeiemôre. Good morning, is lekker om met jou te kan gesels. Goeiemôre Pieter. Sê net gou vir my, wat is van die grootste hindernisse wat kinders keer om hulp te kry? Die een groot ding is befondsing en 'n lack of access to care. Met ander woorde, selfs waar daar dienste beskikbaar is, kom kinders baie keer nie by die dienste uit nie. Of dit is as gevolg van stigma, of dit is as gevolg van vervoer, maar daar's vele hindernisse om by die nodige sorg uit te kom, en dan is daar groot dele van die land waar daar bloot en net eenvoudig nie dienste beskikbaar is nie. Daar is 'n totale gebrek aan spesialiste en ook aan fasiliteite. En dink jy dit sal moontlik wees om van daardie fasiliteite natuurlik te kan op die been kry of mense aan te hits om ook te kan spesialiseer in hierdie rigting om juist dit ook meer toeganklik te maak? Nou, ek dink definitief as daar beter befondsing en beplanning is, kan dit beter geïmplementeer word. Ons het 'n baie goeie mental health policy plan en strategic document vir 2023 tot 2030, maar die implementering daarvan op hierdie stadium faal totaal. So, ons kan nie net op die regering staat maak nie, alhoewel dit 'n groot, belangrike rede is van wat hulle eintlik moet doen. Ons moet na die menswaardigheid van kinders kyk. Ons moet na hulle mental health kyk, net soos ons na hulle fisiese gesondheid kyk. Maar daar is ook natuurlik baie ander rolspelers wat wel ook 'n verskil kan maak. En mens moet ook na die groter stelsel kyk in terme van byvoorbeeld die social determinants of health. Renate, wat sou jy sê is die mees algemene geestesgesondheidsuitdagings wat jy tans by kinders en jong mense sien? Definitief die angs en stres verwante kondisies, depressie, maar ons sien ook eetsteurings, ons sien ook ander gemoedsteurings, ons sien ook jonger en jonger kinders met substansmisbruik en natuurlik 'n groot probleem is die uitval wat ons sien van oormatige skermtyd. Ek kan nogal dink, ek sit by myself ook en wonder, jy weet, of dit so groot kwessie was 30 jaar terug of vroeër jare terug, want ek dink nogal sosiale media het 'n baie groot impak juis vir waar kinders dan met hierdie uitdaging sit, nie waar nie? Ja, definitief. Ons sien nogal duidelike verandering in die statistieke min of meer van 2010 af, wat sosiale media regtig 'n groot rol begin speel het, beide onder seuns en dogters meer angs, eet ensovoorts wat ons probleme sien, maar seuns dan die online gaming en die screen time addiction in beide geslagte. En dan die uitval wat dit het ook op hulle kognitiewe funksionering, wat baie keer verwar word met toestande soos ADHD selfs. Op watter ouderdom begin hierdie uitdagings dan nou tipies, jy weet, en waarom is vroeë ingryping so belangrik? Omtrent 'n kwart tot 'n helfte van kinders of emosionele welstandsprobleme ontstaan reeds in kinders en tieners.
En die probleem is dit word baie keer soos ons genoem nie geïdentifiseer nie. En dis hoekom ook ons glo dat skole is so 'n belangrike punt is waar ons kinders vroeg kan optel of sift en wat daar diagnoses kan plaasvind en die nodige ondersteuning wat hulle nodig het. Met ander woorde, as ons programme kan oplei of uitrol waar ons ook onderwysers empower en die nodige dienste op skoolvlak kan bied, is dit moontlik dat ons baie minder kinders dan of heeltemal mis of verwaarloos in terme van hulle emosionele welstand of dat hulle eers baie laat wanneer reeds komplikasies of komorbiditeite is by die Department of Health aanklop om hulp. En dan wat sê jy sê, watse faktore sal tipies ook nogal 'n invloed hê op 'n kind se geestesgesondheid? Is dit maar, jy weet huislike omstandighede en dies meer? Ja, ons moet onthou meeste psigiatriese toestande of emosionele gesondheidstoestande is wat ons noem biopsychosocial. Met ander woorde, daar is 'n biologiese komponent, die genetika wat 'n rol speel. Maar daar is duidelik ook die sosiale determinante, soos as daar trauma is of daar is geweld in die omgewing of daar's verwaarlosing of honger of gebrek aan sanitasie en opleiding en education. Al daai goed speel 'n rol in die terme van ontwikkeling van resilient, resourceful kinders. Ja, dit wys net dinge moet ook baie mooi na omgesien word by die huis en ouers moet regtig ook nogal pa en ma staan om hulle kinders mooi op te voed. Jy weet in Suid-Afrika is daar baie min kinderpsigiaters soos wat jy ook nou genoem het. Hoe beïnvloed hierdie tekort dan nou gesinne? Dit is 'n reuse probleem. Daar's min of meer 40 gekwalifiseerde kinder- en adolessente psigiaters in die land. Daar's wel van ons wat wel in die sfeer praktiseer as gevolg van 'n spesiale belangstelling en ondervinding, maar ook die totale gebrek aan mannekrag. Ongelukkig is daar nie genoeg poste en befondsing vir meer opleiding nie en ons gaan moet kyk na meer intersektorale collaboration, ook samewerking tussen pediaters en psigiaters, maar ook met algemene praktisyns en ook primêre gesondheidsorg, soos susters ensovoorts. En dan ook moet ons kyk na wat is die rol van sosiale werkers byvoorbeeld. Die tweede deel van die probleem is dat daar wel ook nie altyd poste beskikbaar is na iemand gekwalifiseerd is nie, of dat hulle wel ook na hulle eie gesin en hulle eie gesondheid wil omsien en baie keer dan maar die pad vat na oorsese lande toe. Hoe sou 'n regte gebaseerde benadering tot kinders se geestesgesondheid in praktyk lyk? Nommer 1 sal ons geestesgesondheid net so belangrik ag soos fisiese gesondheid. En ons weet op hierdie stadium is minder as 5% van die budget word aan mental health toegeken en min of meer 1% van kinders, wat totaal en al belaglik is as ons ook kyk na die getal kinders en jong adolessente in ons land. So een moet dit befondsing wees. Die tweede ding is moet strategiese dokumente en implementation programs actually geïmplementeer word. Dit help nie, dit is net 'n mooi papierstuk wat daar staan of 'n ding wat op iemand se lesenaar lê nie, maar ons moet dit implementeer. Die derde ding is dan collaboration, nie net tussen dissiplines soos wat ek genoem het nie, maar ook tussen byvoorbeeld maatskaplike werk, education en dan ook Department of Health. En natuurlik wat baie belangrik is die samewerking tussen die publieke sektor en die private sektor wat organisasies 'n groter rol kan speel en ook vir die regering om mense wat in die NGO space operate, daai organisasies ook te ondersteun, want baie keer is hulle die hande op die grond wat regtig die goed optel wat die departemente nie noodwendig kan aandag gee of die mannekrag het nie, so om hulle te ondersteun en ook te help befonds. Prof. Renate Skuman, baie dankie vir die insiggewende geselsie. Sal graag weer met jou wil 'n gesprek voer hieroor, maar baie dankie en 'n lekker dag ook vir jou. Vir die van julle wat nou saam met ons kuier, bly net waar jy is. Net hierna gekuier ons saam met Annie en gesels natuurlik sport hier by Goeiemôre, Good Morning. So sien jou nou weer. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Gert, Sporttyd. Ons gesels vandag met William Harmse, voorsitter van die Oosrandstreek van die Sanparke Ere Veldwagters. William gesels met ons oor die opwindende Marikele Hydraulics MTB Challenge. Dis die CT Hydraulics bergfietswedren. William, baie lekker om jou saam met ons te hê. Kom ons gesels vir 'n oombliekie. Eerstens, dit kom nou al 'n paar jaar, maar dis 'n kans vir fietsryers om tussen die groot 5 te ry. En dis nie iets wat altyd gebeur nie, nee. Dis reg, Arnold. Goeiemôre. Baie dankie vir die geleentheid. Ek dink is 'n wonderlike, ek noem dit 'n kombinasie van avontuur aan die een kant en dan 'n doel. Dink die avontuurdeel lê juis in dit wat jy nou sê, is dat 'n bergfietsryer kry die geleentheid om in 'n nasionale park, wat 'n wonderlike plek is in die Waterberg biosfeer, te kan ry, en dan ook terselfdertyd 'n groot 5 area, wat nie aldag toeganklik is vir bergfietsryers nie. Kom ons gaan net gou-gou eers terug. Ere Veldwagters, wat doen julle as dit ware? Ons groot doelwit is ons doelwit sê ons is vir die liefde vir die natuur, om dan ook sanparke te ondersteun. So daar is so 31 streke in Suid-Afrika, waar dan by al 21 nasionale parke werksaam is en dan sanparke ondersteun met bewaring. Ek dink dis ons primêre taak. En wat sluit dit in? Wat doen julle? Dit kan van kampdienste, hekdienste tot onderhoud in kampe of wat ook al ek dink die behoefte by sanparke is, daarmee help ons. Ek dink mens kan regtig eintlik sê dat sanparke nie sal bestaan as dit nie vir julle Ere Veldwagters was nie. Of is dit 'n bietjie ver gestrek? Ek sou dink is bietjie ver gestrek, maar ek dink ons lewer 'n groot deel vir dit. Ek dink die onlangse groot vloede in Kruger is 'n groot bewys. En dan ook die vloedfonds wat deur die Sanparke Ere Veldwagters tans bestuur word. Ek wil nie daarop fokus nie, maar ongelukkig is deel van wat julle ook doen, dit wat saam met die sogenaamde poaching gaan en natuurlik renosters. Daar was nou weer 'n insident. Hoe moeilik is dit vir julle om daardie ding te probeer beheer van julle kant af, as dit moontlik is? Ek dink dis die moeilike deel, dis ook die sensitiewe deel, dis die goeters wat 'n bietjie maar aan 'n ou se hart vat, wanneer 'n ou by 'n karkas staan van 'n renoster wat so gestroop is. En ek dink die uitdaging sal altyd daar wees. Kom ons gesels oor die Marikele bergfiets self. Dis nou al 'n paar jaar aan die gang. Ons praat van die groot 5, maar dis nie net dit nie. Jy gaan heel duidelik 'n hele paar ongelooflike diere sien as jy ry, maar daarbey saam, dis sekerlik een van die mooiste dele van ons Suid-Afrika. Korrek, ek dink die Waterberg is uniek. Die hele Waterberg biosfeer en Marikele Nasionale Park is dan ook geleë binne daardie biosfeer. So hierdie jaar is dan die 3de jaar wat die bergfietsren plaasvind. Ons het so in 2024 die eerste gehad, verlede jaar die tweede en dan is ons derde een wat nou kom in 23 Mei 2026. So en elke jaar het ons 'n groei in hom gehad. So ons is baie dankbaar daarvoor. Watter afstande kan mense almal ry? Daar's 4 roetes. Daar's 'n 70 km afstand, dan 'n 40 km en die 70 en die 40, dis die roetes wat deur die groot 5 area beweeg. En dan is daar 20 km en dan is daar ook 'n prettrap vir die dag vir 'n 10 km. So iets vir almal. Iets vir almal.
Die wonderlike ding van Marikele is, as jy deur die een hek is, daar aan die kant waar die groot vyf is, daar's nie eers selfoonontvangs daar nie. Daar's niks behalwe diere. Korrek, ja. En dis waar die veldwagters van die park natuurlik 'n groot rol speel, ook om seker te maak dat ons fietsryers dan ook dan veilig is binne die area. Mens moet 'n helikopter opstuur in die lug om te gaan kyk dat alles veilig is. Ja, voordat die wedren gewoonlik wegspring, dan is daar 'n helikopter en dan vlieg hulle oor die hele roetes en maak seker dat die roete so ver moontlik veilig is en dan oral op die roete self is daar dan veldwagters geplaas wat dan ook versorg vir die veiligheid van ons fietsryers. As mens na so 'n roete kyk, dis nie altyd die maklikste ding om seker te wees dat almal veilig is nie, maar dis nou maar deel van daarmee saamgaan, nie waar nie? Dis reg. Ek dink dis deel van die avontuurdeel. Presies. Ek dink dis wat ek gesê het, dis 'n avontuur om te kan ry in 'n area waar daar diere is wat iewers dalk jou pad mag kruis. Net so 'n paar weke terug was dit die marathon self, hardloop marathon, en hy het natuurlik sy eie karakter. Dis nie heeltemal dieselfde as bergfiets nie, né? Ja, nee, ek dink so. Ek dink te voet is bietjie moeiliker as op 'n fiets. As mens praat van die roete, dis ook nie 'n maklike roete nie. Daar's baie op en af. Jy moet hard werk teen die bolte. Ja, maar dis hoekom ons dit ook 'n uitdaging noem, nee. Dis die mountain bike challenge, so dis nie maar net dag op en kom ons doen dit gou-gou nie. Willem, hoe maklik of hoe moeilik is dit om so iets aan mekaar te sit in 'n area waar dit eintlik redelik afgeleë is? Ek dink daar is nogal baie logistiek en daar is baie organisering en dit waar 'n ou baie vennote nodig het. En nou is ons gelukkig CT Hydraulics wat ons eerste vlak van geleentheidsvennote is vir hierdie challenge is daar en ons het altyd dankbaarheid vir hulle. Maar dan speel Sanparke 'n groot rol en dan natuurlik Marikele Nasionale Park self en hulle bestuur wat ons ongelooflik baie ondersteun. Maar buite dit kom dan die Sanparke ereveldwagters wat dan die hele organisering moet hardloop, seker maak al die goed is in plek. En dan het ons die wonderlike voorreg dat ons dan ook van al ons vrywilligers binne die organisasie gebruik maak om waterpunte te beman en sulke plekke. En hoeveel van hierdie mense is betrokke? Hoeveel van julle ereveldwagters? Daar's op hierdie stadium vir hierdie jaar sit ons met so 63 omtrent min of meer al reeds wat sal ontplooi wees op die dag in verskillende verantwoordelikhede. So ek dink dis maar die uitdaging. En dan natuurlik die plaaslike mense wat in Thabazimbi bly wat net so 'n paar kilometer in die pad af is. Hulle is ook 'n groot deel daarvan en dit beteken natuurlik iets vir die ekonomie van die dorp. Korrek, ja. En daarvoor is ons ook byvoorbeeld dankbaar dat Waterberg Toerisme is ook deel van ons vennote. Hulle maak ook seker dat daar bepaalde stalletjies op die dag beskikbaar is om Waterberg Toerisme te bemark. En dan gee ons ook 'n bietjie terug na die gemeenskap toe. Met die mountain bike challenge wat ons ook doen is, na die afloop die Saterdag, die aand hier by skemertyd, het ons 'n gratis konsert wat ons aanbied. En al wat ons nooi, bring jou eie kansstoel en kom geniet die musiek daar onder terwyl die son besig is om te sak. Wie is dit vanjaar? Hierdie jaar het ons vir Nico Boyse en Leroy Henes en hulle doen hulle konsert Pop versus Country en ons sien baie daarna uit om hulle daar te hê. Kan nie wag nie. Laastens, hoe skryf mense in? Hulle gaan net na die portaal van My Active en daar sal hulle al die nodige inligting kry, die afstande, die tarief wat hulle moet betaal ensovoorts, maar daar is ook 'n web wat hulle kan gaan, die Sanparke ereveldwagters se webblad, daar sal hulle inligting kry en ons het dan ook die e-pos marikele.mtb@sandparksvolunteers.org waar hulle ook kan navraag. Baie dankie. Ons gaan net hierna voort. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete.
Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Owning your own home might feel out of reach, but clever budgeting can turn that dream into a plan. In this Santa Money Bootcamp insert, financial journalist Maya Fisher-French and money coach Mapalo Maku break down how smart budgeting, disciplined saving, and realistic planning can put you on the path to home ownership. Today, we want to discuss how to prepare your budget to become a homeowner. This year, one of your mentees is in the process of buying a home and she has put an offer to purchase, and today we are discussing how is she going about it. So it's practical today, right? Very practical, and she's such a great example of somebody who set herself up for success. Just to give a little background, she's currently renting and the landlord is looking to sell the property. So she's been given an opportunity to put in an offer. She's been sticking to her budget, so she knows exactly what her expenses are, what it's costing her to live every month, where she can cut back if she needs to in order to take on home ownership. So she's currently paying 9,000 Rand in rent and 700 Rand on electricity. Her waters and levies are included in her rent, okay? So once she becomes a homeowner, she's going to have to consider the costs of water and levies. And I think that's something, those are sort of numbers that people forget. So she has sat down and she's redone her budget and updated her budget to include all of those costs. She's put in an offer for 750,000, which will be a repayment of 7,600 Rand a month, plus the levies and all of the rest of it, plus maintenance. So basically, once we add in all those other costs, she's looking at about 12,000 Rand a month in order to be a homeowner. Yes. That's what's going to cost her. We looked at it, and yes, it'll be a little tight. She may have to give up a couple of her extra cappuccinos, but it's definitely affordable for her. And what I love about what you just said is that she's not rushing into the decision. It's not an emotional decision. It's saying, this is what I'm currently paying. How much more responsibility am I going to take on? And she is really looking at the numbers. And normally we don't do that.
No, we do, because you know what, we buy with our hearts, Yes. right? Not with our heads. And in her, she's actually is a great opportunity for her because she's been living in the property. So she knows what's wrong with it. She knows what needs to be fixed, which is why she knows what offer to make. She's gone in a little bit lower than they want because she knows the things that need to be repaired. And she's putting in, she's budgeting for that as well. So I think that is a very, going in and running the numbers and letting the numbers tell you whether it's a good decision or not. Levies often can be a big shock to people when they buy, especially intersectional title. People don't realize them. She also went and got the financials of the body corporate. Very important. If you have a body corporate where a whole lot of people are not paying levies, what lands up happening is that suddenly next year they have a massive levy increase to try and recoup some of those losses. So it's very important to understand what is going on in that body corporate. Is it a well-managed body corporate? But it's also worth spending money on a home inspection. Someone who can check the roof, check the water, the taps, all of those things that people move in and they suddenly discover all the flaws. Yeah, and normally those things happen once you're trying to settle in 4 months later and you've done all these expenses and now you have a roof leaking, for example. And another thing I think we forget is the city. Yes, you're paying for the complex itself, but also now you're paying to the city. Exactly, there's rates. So you've got rates and taxes. So you've got your levy and your rates and your taxes. And people often don't realize that. They don't know that those are all the costs. But the other really big one is property transfer costs, those upfront costs. They hit everyone. Most people, I tell you, do not know how much it costs to buy a house, the actual transactional costs. Yeah. And for me, it's such a simple thing that when you go onto most of these websites, and I think some of the calculations you use the Nedbank website. Or Uber. Uber's actually also very good. Exactly. And Property 24, you are literally able to go in there and say, all right, I'm looking around R1 million. And I think that's what we focus on. That I'm thinking around R1 million. I'm thinking about what it is that I'm going to pay every single month. But there are those costs, the lawyers, the transfer fees, like you're saying, and people, it just shocks people, and people end up going into debt. They all take out a loan to put on their credit cards. It's probably one of the, when working with mentees, that's probably one of the most common expenses I see, is somebody's bought a house and they didn't know about those expenses and they put it on their credit card. Yes. And now they've got, just as an example with this particular mentee, her total bond registration costs are going to cost R60,000. Now, if you didn't know that and you're thinking, oh, I can afford this, suddenly you're getting a R60,000 bill. You've got to fund that somehow, right? And nothing moves before you pay those fees. Absolutely, nothing. And the other thing that, of course, we haven't mentioned, which we really should mention, given this is called Insure Your Future, is home insurance. First of all, she had to have life cover to cover the mortgage and property insurance. So that is another cost that you have to add in as well. So I think it's really important to sit down, think about all of those costs. It's not just the mortgage; it's the levies, it's the city bills, it's the home insurance, there's maintenance costs, water, electricity, all of those things. So do your budget properly before you 100%, because home ownership should be a joy and where you feel like, you know what, I have ticked off that milestone. You don't want it to be a prison. For more information and full episodes on this series, you can go to the website on the screen. It is informative and who knows, you might learn a thing or two about how to manage your money smarter. Nou goed, as jy besig is om gereed te maak vir die dag wat voorlê, luister nou mooi. Vandag gesels ons met Michelle Lou, produkspesialis van Crème Classique, oor hoe jy jou vel die beste kan versorg, van die regte roetine en produkte tot hoe om jou vel gesond, stralend en goed versorg te hou. Baie welkom terug hier by ons. Dankie Elsa, dis lekker om hier te wees. Goed, nou is die vel maar net soos enige ander orgaan. Ek hoor mense wonder gereeld daaroor. Nee, jy weet, die vel is die grootste orgaan van al die organe. So dis hoekom die vel net die heel beste behandeling nodig het. So as ons eintlik kyk na die vel,
is een van die groot funksies van die vel is om ons te beskerm, nie net teen die son nie, maar die vel is eintlik soos 'n jassie wat ons oor ons hele lyf aansit, want dit beskerm al die ander organe en hou eintlik alles van die vel binne-in of van die lyf binne-in. Waar as mens dan nou kyk hoe die vel aan mekaar gesit het met die verskillende lae, is daar die epidermis wat die buitenste laag van die vel is en dan die dermislaag wat hier onder amper soos 'n ondersteuningsstruktuur is vir die vel bo-op. So ja, die vel is meer as wat net ons hom sien so. Hy's eintlik baie clever. Hy kan vir baie lank onthou en ek kan dadelik vir jou sê as daar skade is op jou vel, soos wanneer jy gebrand het of jou vel juk of daar's 'n siekte toestand wat besig is om te broei, soos ietsie soos akne, dan gaan jou vel vir jou daai waarskuwingstekens kan stuur. En daarom is dit so belangrik om goed daarna te kyk. Maar baie mense wonder op watter ouderdom 'n mens met 'n goeie velsorgroetine moet begin. Dis 'n goeie vraag, want eintlik as jy daaraan dink, jou ma begin eintlik jou velsorgroetine vir jou die dag as jy gebore word. Ja. Dan word daar vreeslik baie roompies aan hulle gesmeer en dan hier van die ouderdom 4-5 af dan los die ma eintlik daai velsorgroetine waar hulle eintlik dan sonskerm vir die kinders moet leer om te gebruik. Dan op 'n ouderdom waar daar tieners is, begin daai hormone 'n rol speel en dan skielik dan moet die ma nou weer intree. Maar as ons in die algemeen praat van wanneer om 'n goeie velsorgroetine te begin, is vandag 'n goeie dag. Ouderdom van so 30 en ouer vir die fynlyne, donker vlekke en plooie. So die ouderdom 30 kan hulle dan begin met 'n goeie daaglikse roetine. Nou hoe weet ek prakties wat om wanneer te gebruik? Dis altyd vir my lekker om hierdie te verduidelik want daar's so baie produkte op jou rak, veral as jy die Crème Classique reeks ook gebruik. Jy weet nie eintlik wanneer om watter een te gebruik nie. Nou as jy nie mooi geluister het in die winkel wat hulle vir jou sê wanneer jy wat om te gebruik nie, is hier 'n maklike manier om te onthou hoe om dit te gebruik. So die Crème Classique reeks gebruik jy altyd van die heel dunste produk na die heel dikste. So as ons hier op kyk, ja, is dit nou hierdie wat jy saamgebring het? Goed. So as jy daarop kyk, sal jy sien dat die cleanser is eintlik baie dun, so gaan baie maklik smeer. Dan jou toner wat 'n klein bietjie dikker is. Ons gaan na die serums toe wat effens dikker is en dan natuurlik jou moisturisers of die bevochtigers wat heelwat dikker is, van dit moet nou gaan sit daar op die epidermis. En dan baie belangrik laaste is jou sonskerm wat altyd 'n klein bietjie dikker is, want hy moet die hele laag of die hele gedeelte van die vel kan beskerm, dat ons nie daai UV-strale kan laat deurgaan nie. Goed. So van die dunste na die dikste. Maar ek is baie bly jy het nou vir ons hierdie saamgebring, want ek dink om dit so langs mekaar ook te sien, dit gee vir 'n mens so 'n bietjie meer, wel 'n beter idee ook, nê. Ja. Nou, die ander vraag is alle van hierdie sogenaamde cleansers nie maar dieselfde nie? Nee, ek weet jy, daar's mense wat dink hulle kan sommer met enige koekie seep wat daar in die badkamer is, hulle gesig was. Dis nie noodwendig verkeerd nie, maar dit is nie goed vir jou vel nie. Die cleanser, en ons het hom verander, die naam is nou net cleanser, dit was altyd 'n cleanser soap free, want ons het al die ou harsh detergents wat jou vel droog maak, uitgehaal, maar dit gaan nog steeds 'n gel wees wat jou gesig gaan laat skuim maak. Hierdie cleanser van Crème Classique het ook kollageen in en allantoin. So jy begin met jou eerste stap, begin jy al behandeling vir jou vel te gebruik. So nee, hy's anders as al die ander. Nou ons het nou gesien dat dit redelik anders lyk wanneer 'n mens daarna kyk, maar wat is die verskil tussen 'n serum en 'n bevochtiger? So in die begin het ons gepraat oor die epidermis en die dermis. Ja. So serums word altyd geseël met 'n goeie moisturiser of 'n bevochtiger. So die serum gaan binne in die vel inpenetreer en daar werk in die dermislaag, waar die moisturiser of die bevochtiger op die epidermis gaan werk en bevochtiging gee en basies dalk al soos 'n kombersie oor die vel sit wat hom veilig hou wat daar binne gebeur het. So 'n serum en 'n moisturiser gaan altyd hand aan hand. Jy kan eintlik nie die twee van mekaar afskei nie. Nou Michelle, sê vir ons, waar kan ons kykers julle produkte aankoop? Crème Classique is beskikbaar aanlyn by ons, www.cremeclassique.co.za, of hulle kan dit by uitgesoekte Dis-Chems ook kry. Hulle moet maar vra by die Dis-Chem waar in die winkel is die produk, want dis baie keer kry ons dit nie altyd uit die regte rakke nie. So vra jou Dis-Chem konsultant waar is Crème Classique, of hulle kan dit ook by uitgesoekte onafhanklike apteke aankoop. Nou ja, ons voel nou baie meer ingelig en ek onthou vanuit 'n vorige gesprek, julle bied produkte vir alle ouderdomme en ek dink dit is ook iets om weer eens uit te sonder. Baie dankie en ons sien uit na die volgende kuiertjie. Was jou gesig. Nou dat ons weet hoe om ons velle mooi te versorg, gaan ons leer hoe om seker te maak dat ons beursies ook voller bly.
Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Ons eie minister van Finansies, Thys van Sail, is weer hier en almal weet wat dit beteken. Dit is weer tyd vir daai boel en bear verslag 8 en sommer nog baie meer. Welkom terug, Thys. Elsa, lekker om hier te wees. Goed, kom ons begin internasionaal. Wat was die grootste drywers in internasionale markte die afgelope week? As mens wil amper al sê, mens wil hê eintlik, dit moet eintlik net 'n normale week wees. Want ek dink die laaste paar weke en die volatiliteit wat 'n rol gespeel het daar en natuurlik die onsekerheid, dink ek is baie mense half in 'n paniek tot 'n mate van moet ek aandele verhandel, moet ek net bly, moet ek op my hande sit, jy weet wat gaan gebeur met petrolpryse, jy weet wat gaan gebeur met inflasie, gaan ons dalk nog 'n rentekoersverlaging dalk sien moontlik in hierdie jaar. So alles is eintlik wat sal normaal maar ook abnormaal tot 'n groot mate. En dit het ons weer eens gesien. Hierdie was 'n absolute riller van 'n week gewees op die algemene markte. So as ons byvoorbeeld ook gaan kyk, soos wat die normaal waarna ek verwys het, sou byvoorbeeld die Amerikaners se Fed sou nou byvoorbeeld al begin het om aan hulle rentekoerse te verlaag. En dit sou outomaties dan ook die rand versterk en die algemene ekonomie, wêreldekonomie ook baie wat sou stabiliseer. En weer eens sien ons weer, daar is nie groot daadwerklike stappe om te sê, ja, maar wanneer gaan hierdie gebeurtenis gebeur nie. So en ek kan ook nie voorsien dat die Fed byvoorbeeld hulle rentekoerse gaan aanpas nie. So as ons dan nou van daar af beweeg, weer eens die normaal teenoor die onnormaal. Normaal is nog steeds gaan altyd 'n tipe van 'n olieprysegment 'n rol speel, maar die abnormaal is natuurlik weer die prys van tussen 110 selfs tot $115. Jy weet waar hy gespeel het deur die loop van die week. Die probleem wat ons daar het is natuurlik die inflasie wat hy basies onder druk plaas wêreldwyd, nie net ook in Suid-Afrika nie, en natuurlik daai verwagting wat ons by die pomp
pompe gaan kry, jy weet een van die dae van tussen 5 tot 8 rand. En ek dink dit is regtig waar traumaties. As 'n ou byvoorbeeld dan ook gaan kyk wat se druk kan dit op die boere plaas en natuurlik dan weer terug na kosprys toe. Want nou, as jy byvoorbeeld 'n boer het jy ook 'n algemene begroting vir jou jaar, vir jou oes, vir jou insetkostes ensovoorts. En as jy byvoorbeeld sulke tipe van 'n skoksegment het, jy weet van ongeveer tussen 20-25%, jy weet van een van jou produkte wat jy die meeste gebruik, soos byvoorbeeld diesel, en dit kan 'n traumatiese watsaam impak hê op jouself as 'n boer en natuurlik ook prysgewys ek en jy as 'n verbruiker, want uit die aard van die saak moet daar dan ook natuurlik jy weet 'n prysaanwysers gemaak word, jy weet ons sê die dinge moet duurder word om vir hierdie elemente te kan betaal. En dan natuurlik die rotasie van aandele, ons het dit gesien, die markte het baie swaar getrek, so dit sê weer eens so mense is bietjie meer, jy weet, die wisselvalligheid maak mense bekommerd, skuif dit dalk weer terug na kapitaal toe of byvoorbeeld na hulpbronne toe of inkomste gedrewe tipe van aandele en dit was maar die week gewees. Ek sien die boere het juis ook nou gesê dat daar 'n noodplan nodig is om te verseker dat hierdie kunsmiskrisis nie 'n impak op kospryse gaan hê nie. So mense sal dit ook met groot belangstelling dophou. Maar goed, wanneer mense na die Amerikaanse mark spesifiek kyk, is daar enigiets anders wat jy sal uitsonder? Ek dink dit is maar net weer eens wat terugverwys na die S&P 500 wat basies weet verswak het met ongeveer so 4,95% en die Dow Jones omtrent met so 5,17%. So dis nogal bietjie traumaties, jy weet, vir 'n 1 week siklus. As 'n mens byvoorbeeld gaan kyk, ja, maar wat het op hulle markte gebeur? Maar weer eens as 'n ou gaan kyk, die S&P 500 veral as 'n ou gaan kyk na tegnologiese tipe van aandele of byvoorbeeld ook na AI tipe van aandele, hulle het nogal relatief weer eens baie goed gedoen en hulle wys en hulle bewys dat dit maar basies weet die go-to is, jy weet vir nuwe tipe van gestruktureerde aandele. Maar weer eens as ons gaan kyk, selfs hulle markte gaan kyk na 'n spekulasie van meer van tipe van kontantvloei tipe van aandele wat nie meer so gefokus is op groei nie, maar eerder dividende en kontantvloei en jou groter maatskappye 'n bietjie meer volume gekry as byvoorbeeld jou opkomende kleiner maatskappye. Maar dit is maar die Amerikaanse markte. Goed, wat het in Europa en China gebeur? Europa trek 'n klein bietjie swaar, maar dit is maar soortgelyk, jy weet wêreldwyd. So as ons gaan kyk na die CAC, hy het ongeveer jy weet 'n verlies gehad van so 5,86%, maar as ons weer eens kyk na die Hang Seng, het in die rooi gesluit van so ongeveer 1,39%, maar hulle trek nog steeds swaar oor die laaste 5 jaar. Jy weet die Chinese markte met ongeveer nog steeds in die minus van omtrent so 11,3%, maar dit is ook maar net weer eens hulle sukkel om daai momentum terug te kry na daai eiendomsmark, jy weet, vervalling wat hulle ontvang het en natuurlik ook maar hulle stimuleringsprojekte wat ook nog heeltemal uitgespeel het nie. Maar China het eintlik nou maar daai ding, want ons hoor nie van China nie. Jy weet, en ek dink ja, daai is nogal 'n ander ding, jy weet, so met ander woorde, hierdie ouens is agter die skerms en besig met 'n paar dinge. Ek hoop is maar in die regte rigting, jy weet, vir ekonomiese hervorming of ekonomiese groei of wat dit ook al mag wees. Jy weet, maar China is verskriklik stil. Ja, ek dink dit is ook nogal iets wat vir my baie opvallend was. Goed, kom ons beweeg so 'n bietjie oor na plaaslike markte. Ja, plaaslike markte was rekordhoogtes waarna hy gesluit het, jy weet, maar rekordhoogtes tot 'n laagtepunt. Okay, so dan het ons 'n baie volume verloor, maar as ons byvoorbeeld gaan kyk, net einde Februarie toe die JSE byvoorbeeld op sy hoogste was van omtrent 120,000 basispunte op volume. En dan natuurlik as ons gaan kyk letterlik 'n jaar terug tot en met nou toe, was daar ongeveer amper 40% se groei op die JSE gewees. So met ander woorde, dis massief. Okay, so met ander woorde, daai 40% het daarop gegroei vir die laaste 12 maande, maar nou vanaf wat in Februarie het ons gesien ja daai tendens wat hy weer afgaan van ongeveer 15% se verlies. Okay, in 'n kwessie van minder as 'n maand. So laasweek was natuurlik baie aggressief geweest, het verliese gehad van so 5,43% en dan natuurlik jy weet as ons gaan kyk wat hierdie week wat voor lê. Ja, ek dink as ons nou nog so tipe van 'n week het of 2 weke van dit het, want onthou as jy byvoorbeeld in die markte geklim het letterlik 'n jaar terug, dan het jy 40% se tipe van groei gehad hang waar jy was, soos byvoorbeeld daai voorbeeld wat ek gee is op die top 40 gebaseer, maar as ou byvoorbeeld nou gekyk, dan is jy ewe skielik nou terug op 25%. So as jy byvoorbeeld nou nog steeds die hele tyd die houe vat, verstaan, dan moet jy op 'n besef kom saam met jou adviseer.
kom ons moet seker maar verkoop byvoorbeeld, jy weet, en ons sit dit byvoorbeeld in 'n ander instrument tydelik, sodat hierdie regstelling, as dit dan nou regstelling is, of as dit byvoorbeeld dan nou 'n markgreep is, jy weet, wat op ons markte gaan plaasvind, jy weet, dan nou vir die volgende 12 maande, 18 maande, 24 maande, ek dink net 'n mens moet nou begin proaktieflik na die situasie kyk, want om verliese te hê van 15% binne 'n kwessie van 2-3 weke, met die uitsig om addisionele 5 tot 10 tot 15% te verloor, is in my opinie goeie advies of die regte watsampad om te stap nie. Goed, wat het met die rand gebeur en wat is die huidige vooruitsig vir rentekoerse in Suid-Afrika? Ja, ek dink die belangrikheid van rentekoersverlagings is dit raak my in jou sak ook. Okay, en ek kyk daar buite. En ek dink ja, ons het regtig vir laas jaar so goeie jaar gehad waar ons nou 'n bietjie gesels het en ons het stelselmatig gesien ja, Suid-Afrika is eintlik in 'n lekker plek. Ek bedoel, ons JSE presteer, ons rentekoerse word aangepas, ons inflasie is onder beheer, ons begrotingsrede het goed gegaan. Suid-Afrika het in 'n positiewe bruto binnelandse produk se groei het hy geëindig. So alles gaan basies, jy weet, proaktief vir Suid-Afrika op hierdie gegeewe stadium. Tot en met nou. En nou, jy weet, skielik is dit daai van, wat moet ons nou maak? Gaan ons paniek aanjagend wees en ons gaan besluite maak, of gaan ons sit en wag vir dit en nog verliese maak, of gaan ons nou proaktieflik vooruit begin beplan? En ek dink ja, dit is net so belangrik, want as ons gaan kyk, weer eens die rand is nou weer vanoggend net so oor die R17 weer gegewe. So as ons byvoorbeeld dan nou gaan kyk, goud is wat som weer by daai 4,300, 4,400 marge. So net om te dink 'n maand terug was ons amper op pad na $6,000 toe. Jy weet, hier is ons skielik by $4,300 toe. So daai is skrikkelik wisselvallig. As ons gaan kyk, jy weet, die olie, hy is sommer iets so tussen 111, 115, maar natuurlik die federale, kom ons sê weer eens, die Amerikaanse se Fed, hulle gaan ook nie aanpas nie, en ek dink die hele wêreld wag om te kyk wat gaan hulle doen, want as hulle aanpas, outomaties sal dit verligting plaas op globale inflasie, maar as hulle nie gaan aanpas nie, dan is dit slegte nuus vir die rand, dan gaan ons weer terug hier na 18,50 toe baie vanaf. Goed, so wat moet beleggers anders doen? Ek dink wat ons moet anders te doen is, ons moet net 'n bietjie ons uitkyk verander. Ek dink ja, want weer eens, is dit amper halwe daai, jy is half bederf, jy weet, vir die laaste, kom ons sê, gegewe 2 jaar. Op die markte het dit goed gegaan, dinge het goed verloop, al was ek byvoorbeeld 'n inkomste trekkende tipe van kliënt, het ek nog steeds groei op my kapitaal ervaar, so dat 'n klomp dinge reg geloop wat my nie slaaplose nagte gegee het nie. En uit die hart van die saak, maak dit mense ook gemaklik, maar as ons nou byvoorbeeld na die realiteit gaan kyk, weer eens, hierdie goeders werk in segmente, so met ander woorde, hy loop nou maar soos 'n EKG, jy gaan nou maar op en af die hele tyd gaan, slag jy net nie 'n flatline het nie, jy weet as jy okay, alright, so dan is dit daarom nog alright, okay. Maar as jy byvoorbeeld gaan kyk, jy het jou tradisionele faktor wat jy het, waar jy byvoorbeeld 'n aandelemandjie gaan koop wat groei gedrewe is, inkomste gedrewe, dividend ensovoorts. So daai is tradisionele tipe van 'n mandjie. Nou basies jy weet sien ons baie grootliks ook as 'n internasionale tendens, alternatiewe markte soos byvoorbeeld private krediet, private ekwiteit, gestruktureerde notas. Jy weet daai tipe van goeder. So dit gee jou bietjie meer daai uitkomsgebaseerde tipe van portefeulje wat jy gaan bou, in plaas van wat jy byvoorbeeld 'n portefeulje bou wat nou op prys is en wat vandag geprys word, môre geprys word, oor 'n week, 'n maand, 'n kwartaal, 'n jaar. Het jy nou meer 'n uitkomsgedrewe tipe van 'n portefeulje. Ja, jy gaan verseker nie byvoorbeeld nou weer 'n 40% se opbrengs te kry in 12 maande siklus of 'n 20 of wat ook al die geval mag wees nie, maar is, kom ons sê, aanvaarbare 14, 13 byvoorbeeld, kan jy nog steeds nou kry. En ek dink ja, dis die tipe instrumente waarna jy nou moet gaan kyk vir. Ons het so 'n minuut oor, maar wat is julle korttermyn vooruitsig vir markte in hierdie stadium? Ek dink net as 'n mens gaan kyk wat kan gebeur en wat gaan gebeur en wat moet gebeur. Okay, so wat moet gebeur is ons moet net aangaan wat dit aangaan, ons moet groei. So eenvoudig is dit. Ons moet by ons groei uitkom van ongeveer tussen 2 tot 3% per jaar. Ons kom by ons BBP. Ons moet inflasie kan hou tussen 3 tot 4%. Ons moet kan groei, jy weet, binne in ons begroting, jy weet, om te gaan sê die kapitaal gaan vir die regte wat saam doelwitte en natuurlik jy weet en dit is wat dit is. Maar wat gaan gebeur is die realiteit van geopolitiek speel 'n baie groot rol. Ja. En dit kan inflasie onder druk plaas en dit kan ons amper ons hele plan, ons hele raamwerk, kan dit amper in die wiele laat ry. Sure. En ek dink ja, dit is 'n traumatiese uitkoms waarna niemand wil eers aan dink nie. Maar proaktief.
Thys, jy het my die vorige keer gratis bemark. Nou wil ek vir jou sê wins of verlies. Dis natuurlik 'n nuwe program op Via en dis donderdag aande. Donderdag aande 5:30. Daar sy, so maak seker jy skakel daarvoor Vierkant ook in vir my. vir altydse kundigheid. Bly net waar jy is, want net hierna gaan ons so 'n bietjie jungle toe. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning en ons is nou weer terug. Bly net waar jy is. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Die klassieke storie van The Jungle Book kry 'n splinternuwe moderne baadjie en dit kom Pretoria toe. Met 'n vars, energieke aanslag, indrukwekkende stelontwerp en oorspronklike musiek, beloof hierdie produksie om gehore van alle ouderdomme op 'n onvergeetlike avontuur te neem. 2 van die sterre van die produksie, Grant Towers, wat die rol van Baloo vertolk, en Tando Matabula, Tando? Matabula, you see, that's the one. I always struggle when I know the lady is looking at me with big eyes and so on. Maar sy vertolk die rol van Mowgli en hulle kuier vandag hier so by my. Goeiemôre, good morning. Baie dankie. You see, just say that surname again, it's beautiful. Mathebula. You see, Mathebula, it's so easy. It's just, you have to do it. Grant, such a well-known story, obviously. What makes this version of the Jungle Book obviously feel fresh and different? What's beautiful about this is that it's 100% proudly South African production. So we took the book in its original format and then we've remade it for stage, essentially. So it's not the Disney's Jungle Book, but it is South Africa's Jungle Book. Oh, fabulous. You see. Yeah.
I'm already excited. Tando, and you're obviously playing Mowgli. Yes. It's such an iconic role. What has this journey meant for you? And I mean, obviously getting into the character and being it. This journey's been so special to me. Jungle Book is actually one of those very, very fond childhood memories for me. I had it on VHS, so it's a very fond memory for me. And getting to play Mowgli, getting to get back to that inner child, it's not something you get to explore as an adult anymore, but it's so much fun to be silly on stage and to just like play around and so much fun. And I can just imagine it's one of those characters, or even any of these characters, the freedom that you have just to be this character without people judging you too much. People just wants to enjoy. Yes. It's so hard as an adult to like live life and not like fear judgment and everything, but to be able to step into Mowgli's shoes and get on stage and like I don't care what anybody thinks, I'm just a kid, you know? Yeah. It's so fun, So the production is being described as being energetic and modern. How does this all come across on stage, and what can the audience expect? Well, I think the modern aspect of it is very much like the costumes. The costumes really elevate the piece because we don't full on go like mascot vibes. You know, we're not dressing up as a wolf, as a bear, but there's sort of suggestions. You know, it's very cleverly thought out and nice to see. So that's sort of the modern take on it. And then energetic is shame. We're a cast of 6, and 3 of the cast members double a lot of roles. So they are forever running on and off. And then when they are on stage, they're not just, you know, it's not like a sloth or something. It's a monkey, full on your haunches, swinging on things and all that stuff. And the kids just love it. I can just think it's incredible. And there's trampolines and scaffoldings and slides and swings. And So it's really modern and energetic. I mean, you didn't, sure. So the story is all about identity and belonging. Do you think audiences will connect differently, you know, with regards to the message in this version that you brought on to the stage? I think it's in its core exactly the same as, you know, the original story by Rudyard Kipling. It is very South African in its like the way we interact with each other on stage and everything. But I think in its core and everything, it's the same story, it's the same intention. It's about family, it's about belonging, it's about finding a place in this world. So obviously the whole family can enjoy and can relate to this. Yes. Yeah, it's not children's theatre and it's not theatre. It's family theatre. It's akin to like, say, pantomimes in that way, but it's not a pantomime. It's still a theatre piece. Yes. It's a really great introduction to theatre for children. So it's not exactly, you know, we're not doing audience participation and throwing sweets in the crowd. They can come and they can get an experience of what theatre is meant to be. And we've had one of the people, our stage manager brought her nephew, I think. It was a friend of mine. They brought the nephew and it was his first production. And when he walked out, he walked into the foyer and he's like, okay, I want to see that show. I want to see that show. I want to see that show. and that's kind of what we want to do as well. It's not just telling the story, but fostering the theatre goers of tomorrow. And obviously, like the adults that come to visit, it's a nice, new, fresh breath of fresh air with regards to theatre production. Yeah, they respond so well to it because it's not South Africans putting on American accents. Fabulous. We're speaking neutral South African accents and also not characterized accents. So it's modern in that sense that we're not clinging on old stereotypes to sell for a buck type of thing. We're coming in as professional South African performers, and we are giving people a taste of what our country has to offer in terms of talent. Oh, lovely. And all those things. The Jungle Book way. Yes. So you say it's been described as a fully immersive experience. What makes it more than just a typical theatre production? I mean, you've said now you're not wearing the mascots and the this and the that. And the energy that comes with it, I can imagine, is just fabulous. There's something Grant said the other day. It's got many different aspects of theatre. It's not just, you know, we stand there and we act and stuff. There's puppetry, there's dance, there's, you know, a whole lot of things. And it's not just a plain kind of theatre production. Listen, you must be tired after this show. we do get tired. But at least, you know, we're all tight-knit and it's
we've grown to be a little bit of a family. So it's fulfilling work. I want to come and see the production. Where can I get tickets? When is it? Where is it? Well, we've got a run now starting at AfriForum this week. So we will be showing from Wednesday to Sunday. That's the AfriForum Theater. It used to be the Brooklyn Theater. And we can get tickets there and everything. Thank you so much, you guys. Kyk uit vir The Jungle Book by die AfriForum Theater. Kry jou kaartjies en maak seker jy mis nie uit op hierdie spoggerige geleentheid nie. Comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Welkom terug, is tyd vir 'n lekker stukkie musiek en niemand anderste as ons goeie ou vriend Nicholas Lou is saam met ons hier vir sy nuutste enkelsnit Ek en Jy. Nou hier is hy, Nicholas, Ek en Jy. Die son sak oor die vlaktes, dis iets om te aanskou. Jy lag en speel met jou hare, en daar's 'n glimlag wat ek van hou. Ry die grondpad af, radio hard en vry. En die dinge rondom ons het klaar verdwyn. Want elke oomblik saam met jou is echt. Geen plan, geen stress, nee die aard en die sterre weg. Dis net ek en jy, onder sterre in die lucht. Wêreld kan gaan staan, ek gee nie meer hoop nie
my vrou. Net ek en jy oor die ritme van ons lied. Ons liefde is 'n lied en die nag wat ons begelei. Jy's 'n stouter, jy gee net vir ons so lusmagertjie, maar baie geluk man, wat 'n lekker sang. Baie dankie. En hierso ek het een of twee foutjies gemaak, so dit create net nuuskierigheid. ek weet nie van die foutjies nie, maar professionele foute wat jy daar gemaak het. Vergeet jou woorde as dit 'n nuwe liedjie is. Hoorie so hierdie liedjie gaan 4 liefde en 1 fout, nê? Nee? Hoe hierdie gedagte ontstaan nou, toe het hy gebeur. Weet jy, ek dink ouens van ons ouderdom verstaan daai ding dat jy 'n mens wil partykeer net teruggaan na daai voordat jy getrou het of jonk getroud was, daai ding van ja, my vrou is my girl, nee, sy is my girl. Ek dink enige iemand wat getroud raak in die lewe gebeur, wil net teruggaan na daai ding van yes, hierdie is my cherry, jy weet. Ja. En dis daai ding, jy weet, jy 9:30 in die aand sê vir jou vrou en sy kom ons klim in die kar, ons gaan ry bietjie. Ja. Soek 'n grondpad en jy gaan ry. Ja. En dis net lekker, jy weet. Is dit maar inspirasie wat jy self geput het of het jy ook so om 'n braaivleisvuur bietjie gesels met vriende en Ja, ag weet jy wat, ek meen hierdie liedjie is eintlik vir my gegee. Ek het hom nie self geskryf nie. 'n vriend van my met die naam van Eastland het hom geskryf. Ook 'n aspirerende kunstenaar en ek het hom al 'n bietjie gehelp met opnames en so aan. En hy het die sang geskryf en hy stuur hom eendag vir my. Sê vir my, hoorie so, wat dink jy? Ek sê vir hom, bra, hierdie sang is beautiful. Ek dink nie jy gaan hom kan pool nie want jou stem range, hoe hoog jy kan sing. Jy kan nie hoog genoeg sing nie, maar ek kan hoog genoeg sing. Sê nee man, vat die ding. Dis ek like yesterday, nee, dit is baie en dit is 'n pragtige liedjie, weet ek. Ek meen dis as jy hom luister en dink jy vir jouself, weet jy dis so presies dit is so tipies van wat 'n ou wat ons voel, hè? Maar ek meen vir 'n ou van jou kaliber ook. Ek meen as dit nou nie radio ou of so is nie wat lekker is en ek meen obviously vir wat ons nou al vir soveel jare ken. Het jy hierdie sang op dieselfde manier aangepak as hulle, die vorige songs, die vorige treffers? Ja, kyk as wanneer ek opneem en wanneer ek het 'n bietjie geskaaf aan die liedjie hier en daar 'n bietjie woorde verander en so aan. Wanneer 'n ou in daai proses is van skryf en opname, dan ek het tickboxes in my kop. So hy moet sekere bokse tik. Die eerste ding is meeste van my liedjies, 99.8% van my liedjies moet uplifting wees. Moet iemand met goeie maar met goeie lekker gevoelens veroorsaak. Wakker maak, aanwakker. So dit was een van die kriteria's en 'n ou moet dit ook vertolk in jou vertolking. Jy moet dit oorbring in jou vertolking dat dit mense 'n bietjie daai gevoel, daai lekker gevoel, dit moet een of ander iets stuur. En net in hierdie kort stukkie, dit het gestuur hoor, ek kan jou beloof, dit het gestuur. My vrou, ek kan nie wag om terug te kom en 'n lekker koffietjie saam met jou te kan geniet nie. Sê net gou vir my, ons is ook hier om te gesels, ons bemark al die hele maand oor julle, is dit die Rock My Wêreld? Rock My Wêreld, ja, gister, ons sien uit hoor. Ons het eintlik nou die aand ons eerste sosiale media live gedoen. Ek dink ons moet hierdie week weer sommer, want toe gesels ons nou sommer net lekker en ou vergeet later om die show te bemark. Maar ons sien verskriklik uit die 27ste, dis nou Vrydag. Ja, dis jy en Dousie en Pietman, Ek en Dousie en Pietman en ons doen nie net ons eie songs, ons doen 'n paar songs saam, ons doen covers, maar dit is 'n Rock My Wêreld en is live band. Nog beter en lekkerder, nee. Ja, hier in Kempton Park by die Theatre of Marcellus en ek meen buite vir al julle, dis net so 'n lekker klomp ouens bymekaar en almal van julle het ek ook nou al gehoor as julle nou soos jy sê die covers en goeters doen. Ek kan net dink jy kom 'n amazing show. Ja, wel as ons hoop. Ons glo. Dit wat daar is op papier moet dit 'n great show wees. Dit moet net jy weet die ouens moet net op tyd daar wees en al daai tipe van goeters. Lanklaas getoer. Niklas, so lekker om jou hier te hê. Die sang Ek en Jy ook nou al beskikbaar op al die platforms? Ja, hy's op al die platforms beskikbaar. Ek het hom vandag gesing want ons het nog nie 'n musiekvideo
klaar gemaak. Daar sê, maar baie dankie. Die musiekvideo kom een van die dae. Jy het vir ons kom bederf. Baie dankie vir die kuier en die inloer en so vroeg te kan opstaan. Ek beloof die volgende een sal ons laat aand om die 4 kom kuier, hoor. Kyk gerus uit vir Nicholas Louse, ek en jy, maar vandag is jou laaste kans om 'n dubbelkaartjie te wen vir die Rock My Wêreld wat, soos ons nou gesê het, die 27ste tot die 28ste Maart of beide hierdie 2 dae by die Theatre of Marcellus en Emperor's Palace gaan plaasvind. Kunstenaars natuurlik niemand anders nie as Nicholas, Dousie en Pietman Geldenhuys en natuurlik kan ons vir jou uitnooi om na ons sosiale media platforms toe te gaan om hiervoor in te skryf. Dalk sit jy voor in die koor. Of die gehoor. Dis dan al van ons af vir vandag. Ons is môreoggend klokslag weer terug. Lekker dag. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel.